dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Groete in die mooi naam van ons koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo Miller. Ek wil vir julle baie welkom sê by ons program op Kruiskyk. Ek glo dat julle die afgelope programme het julle geniet, prys die Here Jesus. Ek wil dankie sê vir een en elke WhatsApp boodskapie, vir een en elke gebedsversoekie. Ek wil vir julle verseker dat ons leer dit op die altaar en ons bid tot die Here vir 'n deurbraak, vir 'n change in whatever toestand dit ook al is, waarever u dit ook al nodig het, en ons glo dat die Here gaan 'n wonderwerk in die lewe doen. Prys die Here Jesus Christus. Kom ons gaan na die woord van die Here in die boek van Lukas 13. In die boek van Lukas 13. Lukas 13 vers 18. Prys die Here Jesus. Gelykenis van die mosterdsaad. En hy het gesê, hoedanig is die koninkryk van God, en waarmee sal ons dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. Ek wil dit weer lees, geliefdes. En hy het gesê, hoedanig is die koninkryk van God, en waarmee sal ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. Prys die Here Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ons vir u baie dankie, my God, Here, vir u voorgelese woord. Dankie, my koning, vir 'n nuwe dag. Dankie, Here, vir 'n nuwe krag, vir u genade wat vir ons meer as genoeg is. Dankie, my God, vir u hand wat nog nooit te kort was om te help, en die oor wat nog nooit te swaar was om te hoor nie. Dankie, my God, Here, vir een en elke luisteraar, my koning, Here, wie se hart, Here, en gedagte u gaan transformeer, Here, deur u woord, my koning. Here, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom in die hemel, net so ook op die aarde, net so ook in ons lewens, Vader. Ons bid dat die wil van God tot stand kom, my koning, Here, oor een en elke luisteraar vandag, in die naam van Jesus. Amen. Prys die Here Jesus. Die woord van die Here praat in die boek van Lukas 13 vers 18. Hy praat van hoedanig sal hy die koninkryk vergelyk. En die vergelyking wat die Here gebruik, hy sê ek sal dit vergelyk met 'n mosterdsaad. Een van die ander evangelies sê weer, die mosterdsaad is een van die kleinste saadsoorte. Maar hy sê dat wanneer dit groei, word dit een van die grootste bome. En dit laat my dink, prys die Here Jesus, aan die vraag van Nikodemus, wat Nikodemus vir die Here Jesus gevra het. Waar hy na die Here toe gekom het en hy vra vir die Here, in die boek van Johannes 3 vers 2, hy sê, en hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek kyk na die respons van die Here Jesus Christus. Terwyl Nikodemus geverwonder is deur die tekens wat die Here Jesus doen, vra hy vir die Here. Hy sê dat niemand kan hierdie tekens doen as God nie met hom is nie. Maar hoor die Here Jesus se respons. Hy sê, as jy nie weer gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. Ek het dit 'n vraag wat ek vandag vir julle wil vra. Waar is u in die koninkryk van God? Daar's 'n skrif waar die Here Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Maar dan hoor ons die Here Jesus sê vir Nikodemus hierso, dat as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En die Here Jesus,
Hy maak 'n vergelyking van die mosterdsaad. Hy sê dat, waarmee sal ek die koninkryk vergelyk? Hy sê dat die koninkryk, hy maak 'n vergelyking. Hy probeer die disippels, hy gebruik iets wat hulle verstaan, om aan hulle iets te verduidelik wat hulle nie verstaan nie. Want hulle verstaan nie die koninkryk van God nie. Op 'n een plek dan sien ons die Here praat van die koninkryk van die hemel, op 'n ander plek dan sien ons weer die Here praat van die koninkryk van God. Nou, dit is een koninkryk, maar in twee verskillende locations. Dit is een koninkryk, maar in twee verskillende locations. En wanneer hy praat van die koninkryk van die hemel, praat hy van die koninkryk van die hemel, waar die Here is. Die woord van die Here sê dat die hemel is sy troon, en die aarde die voetbank van sy voet. Hy praat van waar die Here nou is. Hy praat van die hemel, die koninkryk van God. Die koninkryk van die hemele. En daar is 'n skrif waar die Here Jesus ewen sê dat, as jy nie soos 'n kind word nie, sal jy die koninkryk van God, die koninkryk van die hemele nie beerwe nie. Twee verskillende, een koninkryk, maar in twee verskillende plekke. Die een, as hy praat van die koninkryk van die hemel, hy praat nog steeds van die koninkryk van God. Maar dit verwys na die location, die area. Verstaan? En as hy praat van die koninkryk van die hemel, dan praat hy van die koninkryk van die hemel in die hemel. En as hy praat van die koninkryk van God, dan praat hy nog steeds van die koninkryk van die hemel, maar binne in die mens. Want as ons lees in die boek van Lukas 17, dan praat die Here Jesus daar, dan sê daar vir sy disippels, hy sê daar so, en hulle sal sê, kyk hier, of kyk daar, want die koninkryk van God is binne in julle. So hy praat van, is een koninkryk, maar twee verskillende plekke waar die een koninkryk van af opereer. Maar ek het 'n vraag vir u vandag. Waar in die koninkryk van God is u? Is u nog besig om die koninkryk van God te soek? Soos die Here Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Ek glo dat jy kan nie 5 jaar al by die Here is, 6 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, en jy soek nog steeds die koninkryk van God. As jy vir 5, 6, 7, 8 jaar al by die koninkryk by die Here is, en jy soek nog steeds die koninkryk van God, dit is vir my 'n aanduiding dat jy nie die koninkryk van God gaan vind nie. Want die Here sê vir Nikodemus, hy sê dat as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. So in ander woorde, om die koninkryk van God te kan sien, nou die moment wanneer jy iets sien, dan soek jy dit nie meer nie. Om die koninkryk van God te sien, beteken dit, jy soek dit nie meer nie. Verstaan? Want jy sien dit. 'n Mens soek net iets wat jy nie kan sien nie. Jy verstaan wat ek probeer wil sê. 'n Mens sien net iets jy mens soek net iets wat 'n mens nie kan sien nie. Maar die Here Jesus sê hier vir Nikodemus, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. So in ander woorde, as jy weergebore word, dis wanneer die koninkryk van God, wanneer jy die koninkryk van God kan identifiseer. Prys die Here Jesus. Jy moet wedergebore word om die koninkryk van God te kan sien. Maar dan gaan die Here Jesus verder. Dan sê die Here Jesus weer vir Nikodemus. Hy sê, Jesus antwoord in Johannes 3 vers 5. Hy sê, Jesus antwoord, voorwaar wat ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Dat is die skrif wat die Here Jesus sê, wat ek voorheen van gepraat het, in die begin van die boodskap, waar die Here Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy sê, soek eers die koninkryk van God. So in ander woorde, as jy die koninkryk van God moet soek, beteken dit, jy het hom nog nie gevind nie. En dan sê die Here Jesus vir Nikodemus, hy sê, as jy nie weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien. So in ander woorde, as jy wedergebore word, dis altyd wanneer jy die koninkryk van God kan sien, wanneer jy dit kan identifiseer. Maar nou sê die Here Jesus hier in vers 5 weer 'n ander ding. Hy sê dat as jy moet gebore word uit water en gees om die koninkryk van God in te gaan. So in ander woorde is nie genoeg
om die koninkryk van God net te kan identifiseer nie, om dit net te kan sien nie. Maar jy moet gebore word. Hy gee vir ons duidelik die prescription, hy gee vir ons duidelik die rigting, die way hoe om in die koninkryk van God in te gaan. Want is net wanneer jy van binne die koninkryk van God opereer, waar hierdie vergelyking wat die Here Jesus sê, dat die koninkryk van God sal wees soos 'n mosterdsaad. 'n Saadsoort, een van die kleinste saadsoorte, wat 'n man in sy tuin plant, en wanneer dit groei, word dit een van die grootste bome, en die voëls van die hemele kom maak nes in hierdie boom. Maar die Here Jesus sê, hy sê jy moet gebore word uit water en gees. En wanneer die Here Jesus praat van jy moet gebore word uit water, dan praat die Here Jesus nie van jy moet gedoop word nie, maar hy praat van die waterbad van die woord. Die waterbad van die woord. So in ander woorde, die woord van God gaan moet geboorte gee aan jou. Hy sê dan, jy moet gebore word uit water en uit gees. Hy sê dat die gees en die woord gaan moet geboorte gee aan jou. Dis waar die skrif inkom, waar die apostel Paulus sê dat ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Is net iemand wat die gees en die woord aan geboorte gegee het, wat kan sê dat ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Dit is wanneer die woord en die gees geboorte gegee het aan jou. Dis wanneer jy kan sê, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Want die woord en die gees het 'n manier om jou karakter, om jou hele wese te verander. Prys die Here Jesus. Dis wanneer die skrif inkom waar die Here Jesus sê, waar die apostel Paulus sê, dat as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Jy's 'n nuwe skepsel wanneer die woord en die gees geboorte gegee het aan die nuwe persoon, prys die Here Jesus Christus. Want dis wanneer jy gaan begin funksioneer van binne in die koninkryk, wanneer die gees en die woord geboorte gegee het aan jou. Dis wanneer, prys die Here Jesus Christus, dit is wanneer die gees en die woord geboorte gegee het aan jou. Dit is wanneer jy van binne af die koninkryk van God opereer. Ek wil vandag vir u sê, u doen miskien besigheid, en dit lyk vir u dat dinge werk nie so mooi uit nie. Maar ek wil vir u sê, jou posisie moet jy change. Jou location van waar af jy dit doen, moet jy change. Prys die Here Jesus. En jy moet dit begin doen van binne in die koninkryk. So in ander woorde, wat ek probeer wil sê, dat die gees en die woord moet geboorte gee aan jou. En wanneer die gees en die woord geboorte gegee het aan jou, dis waar die skrif inkom, waar die woord van die Here sê, en die woord het onder ons gewandel, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Prys die Here Jesus Christus. Wanneer die woord van God en die gees geboorte gegee het aan jou, dit is wanneer jy van binne die koninkryk van God opereer. Prys die Here Jesus Christus. En dis wanneer hierdie vergelyking inkom, waar die Here Jesus sê, dat die koninkryk van God, hy maak 'n vergelyking, hy sê dat dit is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man in sy tuin plant, en het word 'n groot boom, en die voëls van die hemel maak nes in sy takke. Prys die Here Jesus. En wanneer die woord van die Here praat van 'n boom, daarom sê die woord van die Here, as ons kyk na in die Bybel, dan maak die Here altyd, hy gebruik altyd 'n boom om 'n voorbeeld te maak van die mens. Daarom sê die woord van die Here, en julle sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan sy blare nie verwelk nie. Ewen as ons kyk in die tyd van Nebukadneser, toe hy gesondig het teenoor die Here, hy het die eer aan die Here gegee en trots geword, as gevolg van wat hy gedoen het, was daar gesê, dat kap die boom af, maar los maar net 'n stomp.
En dit was toe die Here hom uit sy koninkryk uitgebeweeg het, uitgejaag het, toe die Here hom uitgesit het, toe die Here hom weer tot sy sinne gebring het. Maar die Here moet hom eers verwyder, die boom moet eers afgekap word. As ons kyk na die blinde man, wie sy oë die Here Jesus oopgemaak het, toe die Here sy oë oopmaak, toe sien hy nie in die fisiese realm, maar hy sien in die geestelike realm. En hy sê dat, Here, ek sien mense wat loop soos bome. Mense wat loop soos bome. Ons sien dit altyd in die woord van die Here, dat wanneer die Here praat van die mens, wanneer die Here 'n vergelyking maak van die mens, dan gebruik hy 'n boom. Daarom sê die woord van die Here, hy sê dra vrugte wat by die bekering pas. Prys die Here Jesus Christus. Die Johannes kom en hy sê dat die by lê al teen die wortel van die bome. En elke boom wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So in ander woorde, wat die Here Jesus hiervan praat, wanneer hy praat van die mosterdsaad, dan praat hy van 'n mens wat opereer van binne in die koninkryk van God. Ek wil spesifiek praat met iemand wat besigheid maak. Ons sien die situasie wat ons land in is. Ons sien die rigting wat die ekonomie van die land aangaan. Maar ek wil vir iemand vandag sê, prys die Here Jesus. Wanneer jy besigheid doen van binne in die koninkryk, jy het seker gemaak dat die woord van God het geboorte gegee aan jou. Jy het seker gemaak dat die Gees het geboorte gegee aan jou. Van die Bybel sê, die Here Jesus sê, dat jy moet gebore word uit water. Hy praat van die waterbad van die woord, uit water en Gees, om die koninkryk van God in te kan gaan, om van binne die koninkryk van God te doen wat jy doen. Prys die Here Jesus Christus. Dit is wanneer dinge gaan begin werk vir jou. So in ander woorde, as ek moet luister na wat die Here Jesus sê, dan sê die Here Jesus eintlik, jy moet gees word. As net wanneer, die Bybel sê, hy sê jy moet gebore word uit water en gees. So in ander woorde, jy moet die woord word. Wanneer mense na jou kyk, dan moet hulle die woord van die Here sien, soos die skrif sê, en die woord het onder ons gewandel, en ons het sy heerlikheid aanskou. Daar is 'n heerlikheid, prys die Here Jesus, wat geopenbaar gaan word, wanneer die woord van God aan jou geboorte gegee het, prys die Here Jesus. Daarom sê die woord van die Here, want die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan hierdie nietigheid onderworpe, maar nie gewillig nie. Want daar is 'n heerlikheid wat die kind van God dra, wanneer die woord van God geboorte gegee het aan hom, prys die Here Jesus, waar die mens, wat daar buite kan is, wat die Here ken nie, waar hulle die woord kan sien binne in jou. Die woord, die karakter van die woord, daar is 'n change of karakter. Daar is waar die karakter van die woord binne in jou geplaas word. En nou sien ons nie meer nie, maar ons sien op die woord van God. Waar die skrif tot vervulling kom wat sê, en die woord het onder ons gewandel. En ons het sy heerlikheid geaanskou. En dit gebeur net wanneer die woord van God, wanneer jy gebore is uit water, uit die waterbad van die woord. Hy sê dat jy moet gebore word uit water en uit gees. So in ander woorde, die gees gaan moet geboorte gee aan jou. 'n Mens gee geboorte aan 'n mens. Gees gee geboorte aan 'n gees. So in ander woorde, jy gaan moet gees word. Daarom sê die Bybel, hy sê wandel deur die gees. Dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Prys die Here Jesus Christus. Hy sê is net, die Bybel sê, as die gees aan jou geboorte gegee het. Maar hoe gebeur dit? Hy sien, die woord van die Here sê, die Bybel sê, hy wat van sy boodskappers winde maak, en van sy dienaars vuurvlamme. Hoe gee die gees geboorte aan jou? As ek praat van hoe die gees geboorte gee aan jou, praat ek van die unity tussen jy en die gees. Die unity tussen jy en die woord. Hoe gebeur dit? As wanneer jy tyd spandeer in die woord. Waar die Here jou begin 'n revelation gee. Waar die Here jou 'n hoër understanding gee. Dis hoekom hulle kan nie die verstand van die Here Jesus gepraat het, want hulle het sy agtergrond geken, hulle het hom geken van waar hy is. Hulle het sy mense geken, hulle het alles rondom hom geken. Dis hoekom hulle dit nie verstaan. Waar kry hy hierdie verstand vandaan nie?
Daar is ondersteuning wat God se woord jou gaan gee, waar mense jou gaan bewonder, wanneer jy jou mond gaan oopmaak, prys die Here Jesus Christus. Maar dit gebeur net wanneer die woord van God geboorte gegee het aan jou. Daar is 'n ondersteuning wat jy gaan kry, wanneer die gees van God, wanneer die gees geboorte gegee het aan jou. Wanneer die Here sê, jy moet gebore word uit water en uit gees. En gees gee geboorte aan gees. Prys die Here Jesus Christus. So in ander woorde, jy sal met gees word. Iemand wat van binne die koninkryk van God opereer, is iemand wat gees geword het. Daarom sê die woord van die Here, net die wat deur die gees van God gelei word, die is die kinders van God. Prys die Here Jesus Christus. Maar hoe bring die Here die unity? Hoe gebeur daar die unity tussen jou en die gees? Waar jy nog gelei is deur die gees. Waar jy een is met die gees. Die Here Jesus sê in sy woord, Apostel Paulus sê, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Hoe doen hy dit? Die woord van die Here sê in die boek van Handelinge, was daar 'n verrukking van sinne, en op een en elk van hulle was gesien tonge. Tong, mond en lippe is 'n, hoe noem ek dit nou? Dit is 'n aanduiding van language. Wanneer die woord praat van tong, mond en lippe, wanneer die profeet sê, ek is 'n man wat onrein is van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe, dat beteken dit praat van sy woorde, dit praat van die manier hoe hulle praat, dit praat van sy taalgebruik. En wanneer die Bybel sê, en op hulle was gesien tonge van vuur, wat hulle een en elk verdeel en op een en elk van hulle gaan sit, dan praat hy nie van 'n tong nie, hy praat van 'n language, hy praat van 'n taal. So in ander woorde, die woord van die Here praat, en die Bybel praat in die boek van Handelinge, hy praat van 'n language, 'n taal van vuur. En wanneer jy die vuurtaal praat, dis wanneer die skrif tot vervulling kom waar die woord van die Here sê, en hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme. Prys die Here Jesus Christus. As wanneer jy die vuurtaal praat, wanneer daar 'n unity is tussen jy en God, wat die Bybel sê, en my God is 'n verterende vuur, wat jy 'n verterende vuur word, wanneer duiwels en demone jou teenwoordigheid nie meer kan staan nie, prys die Here Jesus Christus. Maar ons praat van 'n unity van die gees. Prys die Here Jesus. Die woord van die Here sê, jy gaan met die taal van die gees praat. Die taal van die gees is wanneer wanneer daar 'n unity gebeur tussen jy en die gees. Want language was gedesign om te unite en om te divide. Prys die Here Jesus. Dan moet daar 'n unity wees tussen jy en die gees vir die Here om jou te kan lei. En dit is wanneer God jou deur sy gees en deur sy woord lei, wanneer jy van binne die koninkryk van God opereer. Prys die Here Jesus Christus. Maar ek wil vandag 'n gebed doen vir iemand wat struggle, wat sukkel. Jy sien, die rede hoekom jy sukkel, is omdat jy doen wat jy doen van buite die koninkryk van God. Jy sien, jy het miskien wedergebore geword, en nou kan jy die koninkryk van God sien. Maar jy het nog nie ingegaan nie, want die gees en die woord het nog nie geboorte gegee aan jou nie. Maar ek wil 'n gebed doen vir u, prys die Here Jesus Christus, dat die Here u moet help, dat die Here u moet versterk, sodat u die honger kan kry vir gebed en die honger kan kry vir die woord. Prys die Here Jesus. Vader, in die naam van Jesus Christus, ek bid, Here, vir my broer, vir my suster wat na hierdie opname luister, my God. Here, vul hulle met 'n nuwe honger, vul hulle met 'n dors. Here, nie na wat die wêreld aanbied nie, my God, maar na die lewende woord van ons Here Jesus Christus. Ons kom sê vir u dankie, Here, vir u genade op hulle lewe. Here, sodat dinge, my God, Here, kan gebeur. Ek bid, my koning, Here, relocate hulle, my God, Here, van die natural na die supernatural. Ons vra dit in Jesus naam en ons kom sê vir u dankie. Amen. Tot 'n volgende geleentheid, kind van God. Die Here is met u. Die Here behoed u, die Here bewaar u. Shalom. Die Here seën. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.